Vriende, baie welkom by hierdie erediens en vir al die ma's en die oumas wat vandag ook inskakel, 'n spesiale woord van welkom vir julle. Vanoggend wil ek ons almal groet met die woorde van Dawid in Psalm 139. Die Here sien dwars deur jou, hy ken jou. Of jy sit en of jy opstaan, hy weet dit. Hy ken jou gedagtes nog voordat dit by jou sal opkom. Hy weet of jy reis en of jy oorbly, want hy bepaal dit. Hy is met al jou paaie goed bekend. Daar is nog nie eers 'n woord op jou tong nie, of hy weet wat dit gaan wees. Hy omsluit jou van alle kante en neem jou in besit. Waarheen sou jy kon gaan om van sy gees te vlug? Waarheen sou jy kon gaan om weg te kom van sy teenwoordigheid? Sou jy opklim na die hemel, is hy daar? Of in die doodryk gaan lê, is hy ook daar? Sou jy kon vlieg na die ooste of gaan bly in die weste, daar sal sy hand jou lei en sal sy regterhand jou vashou. Onthou, vir hom is selfs die duisternis nie donker nie en die nag so lig soos die dag. Hy het jou gevorm, hy het jou aan mekaar geweef en in jou moeder se skoot geplant. Hy dink aan jou en sy gedagtes vir jou is so baie soos die sand by die see en as jy klaar is daarmee, dan is daar nog. Daarom wil ons ook bid, lei ons dan, Here, op hierdie onbekende coronapad. Vriende, ek wil u volgend groet in die naam van God ons Vader, in die naam van sy Seun Jesus Christus en ook in die naam van sy Heilige Gees. En kom ek en jy sing dan nou hierdie lied waarin ons eintlik 'n belydenis doen. Ek glo in God die Vader, ek glo in sy Seun Jesus Christus en ek glo in die Heilige Gees. Kom ons sing dit saam net daar waar ons is. Ons ewige Vader, skepper van die heelal, God almagtig, deur die Heilige Gees het Christus vlees geword. Jesus ons redder. Ek glo in God ons Vader en in Christus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie in een. Ek glo in sy opstanding, dat hy ons op sal neem. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Regter wat ons verdedig, gekruisig en gelei. Vergifnis is in U, in duister neergedaal, in glorie opgestaan, vir ewig op die troon. Ek glo in God ons Vader en in Christus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie in
vriende, vandag praat ons oor helde. En seker een van die grootste undercover helde wat ons het, is ons ma's. Hulle weet as flentertjies hoop hang aan klein stukkies koord. Hulle weet van hartseer oë ver af verlange kyk, stikkende lapharte sonder dat jy een woord sê. Ma's kyk tot diep in jou siel en hulle weet, vandag bring ons op hierdie Moedersdag hulde aan alle ma's. Hulle wat nie meer by ons is nie, maar wie se mens wees ons nooit sal verlaat nie. En ook bring ons hulde aan hulle wat vandag op 'n vreemde, alleen manier Corona Moedersdag moet vier. Maar ons wil ook dink aan kinders, wie se ma's nie heroes is nie. En ons wil bid dat die Here jou hart vandag sal kom heel maak. En dat jy sal onthou dat Jesaja 49 vers 15 vir jou sê, selfs as jou ma vir jou vergeet het of droog gemaak het, sal God jou altyd onthou. Kom ons luister na hierdie volgende lied, sommer net as 'n eer en 'n dankie sê vir elke ma wat goud is in ons wêreld. 'n Ma vir wie ons graag 'n medalje sal wil gee. Eerste keer het ek geskree en maat gesê, dit klink soos 'n engel vir my. Jy het my warm teen jou vasgehou en lullabies gesing tot ek slaap. My eerste tree toe ek dit gee het maar vir my gevang toe ek struikel. Onthou jy 'n pleister opgeplak en met 'n soen gesê alles is okay. 'n Medalje vermaak vir elke keer wat ma vir my moes dra, sonder om te vra. Met elke keer is ma nog altyd daar. 'n Medalje vir ma, want ma het nooit 'n lewensles gemis. 'n Medalje vir ma, van as iets van ma en alles wat ek is. Was net te groot vir my, maar jy het in my skadu gebly. My 10 jare moeilikheid, jy was bereid om my te aanvaar. Ek wou ook die nes verlaat, my vlekke sprei, maar was my anker, my anker. En toe ware liefde my kom haal, was ma's hart, my hart se skaal. 'n Medalje vermaak vir elke keer wat ma vir my moes dra, en sonder om te vra. Met elke keer is ma nog altyd daar. 'n Medalje vir ma, want ma het nooit 'n lewensles gemis. 'n Medalje vir ma, van as iets van ma en alles wat ek is. Van as iets van ma en alles wat ek is.
Vanoggend lees ons uit Jeremia 38 en ons lees van vers 2 af. So sê die Here: elkeen wat in hierdie stad woon, sal deur oorlog of deur hongersnood of deur pes omkom, maar elkeen wat oorloop na die Galdeërs toe, sal lewe. Hy sal sy lewe red, al sal hy net met sy lewe daarvan afkom. Die Here het verder gesê, hierdie stad sal beslis in die mag van die koning van Babel oorgegee word en hy sal dit inneem. Die koning se amptenare het vir hom gesê, hierdie man moet doodgemaak word, want hy maak die soldate wat nog in die stad oor is en die hele volk moedeloos, deur so met hulle te praat. Hierdie man wil nie die volk help nie, hy wil hulle benadeel. Toe sê koning Sedekia vir sy amptenare, hy is in julle mag, ek kan julle nie keer nie. Hulle vat toe vir Jeremia en gooi hom in die koning se seun, Malkia se put in die binneplaas van die paleiswag. Hulle het vir Jeremia met toue laat afsak in die put waarin nie water was nie, net modder, en hy het in die modder ingesak. Maar Ebed-Melek, 'n Kesiet wat ontman was en in die paleis gewerk het gehoor dat Jeremia in die put gesit is. Die koning het toe in die Benjaminpoort gesit en Ebed-Melek het uit die paleis uit na die koning toe gegaan en vir hom gesê, U Majesteit die koning, die mense het die profeet Jeremia sleg behandel. Hulle het hom in 'n put gegooi en hy sal daar van die honger ontkom, want daar is nie meer brood in die stad nie. Die koning het toe die Kesiet Ebed-Melek beveel, vat 3 manne van hier af saam en trek die profeet Jeremia op uit die put uit voordat hy sterf. Ebed-Melek het toe 3 man saamgevat en hy is na die paleis toe, na die klerekas toe, waar hy stukke klere vodde gevat het. Hy het dit na Jeremia toe in die put laat afsak, met toue en vir hom gesê, sit die stikkende klere, die vodde, onder jou armholtes, onder die toue. Jeremia het dit gedoen, en hulle het hom met die toue uit die put uitgetrek. Daarna het hy in die binneplaas van die paleiswag gebly. Ons gaan net tot sover lees. Vriende, meeste van die tyd sou ons gepreek het, haal jou masker af. Sodat ons vir mense sou sê dat jy genuine moet wees, opreg moet wees. Hierdie is seker die eerste keer in my lewe wat ek 'n preek gemaak het oor sit jou masker op. Ons leef in vreemde tye, tye waar ons nie uit ons huis uit mag gaan sonder 'n masker nie. As ma's en kinders die dorp invaar, dan het almal maskers op. Ek sien op Facebook dat daar selfs nou maskers is wat 'n fashion statement maak, dat daar Gucci en Guess maskers is, sodat dit by mense se klere mag pas. As daar een iemand is, wat ek sou wou hê eerder sy masker moet opsit as afhaal, dan is dit seker Spider-Man. As Spider-Man sy masker opsit, dan is hy hierdie held wat homself gee om mense te red en te beskerm. In die oomblik wat hy sy masker afhaal, is hy net 'n doodgewone mens, wat eintlik ook nie eers aansien het tussen die mense waar hy leef nie. Vriende, miskien vra die Here tog van ons, om elke nou en dan 'n masker op te sit, en om onbekende helde te word. Helde wat nie goed doen vir ons eie eer en ons eie gewin nie, maar sodat mense hoop kan ontvang en God kan ontmoet en ontdek. Dit beteken nie dat ons plastiek moet wees nie. Dit beteken tog dat ons in alle eerlikheid in ons verhouding met die Here ontvang hoe ons helde vir mense moet wees in hierdie tyd. Vriende, as ons deur die geskiedenis kyk, dan sien ons elke nou en dan, en veral in krisistye, tye van pandemie, dat die helde anders gelyk het as die bekende helde van hulle tyd. Dat dit onbekende helde was, mense met vreemde name wat ons nog nooit van gehoor het nie, maar wat in diens van God gestaan het om 'n verskil te maak. As jy volgende hoor helde, dan het jy sekerlik gedink aan Hebreërs 11 en jy het gedink, maar ons gaan lees uit hierdie geloofsboek uit waar ons van hierdie helde hoor van Noag en Abraham en Moses en Dawid. Maar ek wil kies om vandag te praat oor helde wat maskers gedra het. 'n Party van hulle se name sou ons nie eers geken het nie. En ander se name is bekend, maar dis nie vir ons goed bekend nie. Die eerste held wat so in my kop opkom is die barmhartige Samaritaan.
Ons weet nie eens wat sy naam is nie. Hy loop in die pad verby en hy sien hierdie man wat hier lê in nood en in krisis, eintlik besig om te sterf. Hierdie man sit sy masker op. Hy skuld die ou wat daar lê absoluut niks. Maar hy kies om van homself te gee sodat hy hierdie ou kan red en vir hom hoop kan gee. Ek kan net dink, nadat hy weg is by die herberg, hoe die mense onder mekaar gevra het, wie is hierdie held? Net soos wat daar gereeld gevra is van Superman en van Spider-Man, as hulle wegbeweeg het almal gewonder, wie is die man agter die masker? En ek dink dit was dieselfde met die barmhartige Samaritaan. Wie is hierdie man en hoekom doen hy dit? Vriende, die tweede held, waaroor ek so bietjie wil gesels saam met u vandag, en dis eintlik die belangrikste held. Lees ons in Jeremia 38 van. Hierdie held is 'n ontmande Kesiet, eintlik 'n swart Ethiopiër, onbekend vir ons, Ebed-Melek. Weet jy of jy al van sy naam gehoor het nie? 'n man wat 'n held geword het, omdat die Here hom gekies het en hy bereid was om in diens te staan van een van God se kinders, Jeremia. Vriende, Jeremia is nie op 'n goeie plek in sy lewe nie. Jeremia is in 'n put en hy is nie net in die put nie, hy is vasgevang in die modder onder in die put. Die slegte vrot modder sit hy in vas. En dan kom Ebed-Melek, en sy naam beteken ook 'n slaaf van die koning, want dit is presies wat hy was. En hy kom sit 'n masker op en hy kom praat met die koning en hy tree in vir Jeremia. Hy het sy eie lewe gewaag om vir Jeremia te help om uit die put uit te kom. Die koning is goedgunstig en die koning sê dis reg, julle kan hom gaan uithaal. En dan vriende, terwyl Jeremia in hierdie donker put sit, is dit nie omdat hy swak keuses gemaak het nie, want ons kan tog so maklik as mense in 'n put is, redes uitdink hoekom hulle daar moet wees, swak keuses, of omdat hulle nie hulle besluite gemaak het, soos wat die Here dit van hom moes vra nie, maar Jeremia het juis alles gedoen wat God van hom vra. Jeremia sit in hierdie put vasgevang, juis omdat hy gehoorsaam was aan God. En die volk wou nie hoor wat hy vir hulle moes sê nie. En miskien is daar 'n paar van ons wat in hierdie tyd ook in putte sit. Jeremia was honger ook. Ons lees in Jeremia 38 dat daar nie eers meer brood was nie. Niemand kon eers meer vir hom 'n krummeltjie brood in hierdie put afgooi om te eet nie. Hy was honger, vasgevang in die modder in 'n put. Miskien voel jy vandag ook so, en miskien is dit nie omdat jy swak besluite geneem het oor tydperk nie, of dat jou keuses nie sleg was oor jou besigheid nie, maar dat ons is waar ons is as gevolg van hierdie virus en ook die gevolg daarvan. Miskien is jy vanoggend in jou put en sit jy ook sonder kos. Vriende, God het mense geskep as sy verteenwoordigers. Hy het vir Ebed-Melek geskep met 'n plan. Hy het vir Jeremia geskep met 'n plan. En die Here stuur vir Jeremia en hy sê, gaan sê vir my volk. En Jeremia is bereid om dit te doen. Hy staan op en hy gaan sê, so sê die Here. En dan beland hy in hierdie put en dan sê die Here, Ebed-Melek, dit is nou jou kans. Sit jou masker op. Want dit gaan nie oor jou en oor die roem en die eer wat jy daarna kan ontvang nie. Word die onbekende held, die gemaskerde held. Sit jou masker op, gaan na die koning toe en pleit vir Jeremia. Vriende, Ebed-Melek het dit gedoen en hy was gehoorsaam. En die koning was hulle goedgunstig. Ebed-Melek en sy manne kom by Jeremia waar hy in die put sit. En dan roep Ebed-Melek 'n boodskap van hoop uit oor Jeremia. Jeremia, ons is hier om jou uit jou put uit te tel. Hy gooi vir hom lappe uit en sê, sit dit onder jou arm sodat ons jou op kan lig uit jou put uit.
Vriende, ek kan net vir 'n oomblik dink hoe dit vir Jeremia moes wees, hoe dit vir hom moes voel om onder in hierdie put te sit. Miskien was hy besig om 'n klaaglied te skryf. Miskien het hy gepleit by die Here, Here, sien my raak, hoor my nood. En ewe skielik kom die stem van 'n swart Ethiopiër man. Jeremia, God het jou smeekgebed gehoor. Sit die lappe om jou arm, sodat ons jou uit kan tel. Vriende, en dan doen Jeremia dit. Hy neem hierdie lappe, hy sit dit om, hy aanvaar hierdie boodskap van hoop. Die soveel keer dink ek dat mense by ons put kom staan en soveel keer hoor ons hoe hulle vir ons 'n belofte uitroep. Maar hoe ons nie hierdie lappe of toue of wat dit ook al is wat ons uitgegooi word, hoe ons dit nie om ons arms wil sit nie, want ons is klaar so negatief. Ag, wat gaan dit help? What's the use? Sê nou maar net hulle laat val my liggaam is klaar so gebreek en stikkend. Wat is die kans dat hierdie manne my sal uittrek en dat ek eintlik gaan bly lewe? Moet ek nie maar net in hierdie put bly sit en vergaan nie? Vriende, God stuur my en jou om by mense se putte te gaan staan as gemaskerde helde en die belofte van redding uit te roep. Hoe lyk hierdie redding? Een dag op 'n slag sal ons leer hoe dit lyk. Die Here het vir ons in Vaalrivier en spesifiek dan in Verneels ook gesê, daar's mense wat in putte van honger te sit. Die sluik in die modder van hulle ma wat grom is besig om hulle af te trek in hierdie put en julle moet die toue en die beloftes gaan uit te gooi dat God hulle gebed gehoor het. En daarom wil ons vir elkeen van u wat in hierdie week van Maandag tot Woensdag kos kom gee het by ons gemeente, wil ons uit ons hart uit vir julle kom dankie sê. Dankie vir die toue wat julle gebring het kerk toe, sodat ons dit Donderdag en Vrydag kon uitgooi. Daar was 112 families wat hierdie toue om hulle arms kom sit het en gesê, trek ons uit. Dit is bo op die 28 gesinne wat ons in elk geval elke maand kos gee. Vriende, is ek en jy bereid om in hierdie tyd stil te word en te vra, Here, dit maak nie saak wie is dit wat dit doen nie, want ons kies om die gemaskerde helde te wees, sodat God die eer kan ontvang. Vriende, jy sien, daai toue is uitgegooi en daar's soveel mense wat by hulle huis gesit het en hierdie toue wou vat nie. Net soos wat ons 'n roeping het om hierdie beloftes uit te roep oor mense se putte, so het ek en jy ook, net soos Jeremia, die verantwoordelikheid om aan hierdie toue te vat as God dit na ons toe gooi. Die Here het Jeremia gestuur met 'n boodskap. En die volk wou nie die boodskap hoor nie. Die boodskap was, gee julleself oor. Stop julle eie geregtigheid, vertrou God. Maar hulle wou nie hoor nie. En vriende, ons weet dat Jerusalem te vernietig is en dat hulle in ballingskap weggevoer is. Ebed-Melek se stem het hoop gebring vir 'n man wat vasgeval het in 'n modderput, nadat hy die boodskapper was van God. In Jeremia 32 lees ons in vers 26 en ek wil dit graag vir julle lees, dat die Here na Jeremia toe kom en hy sê, ek is die Here, die God van al die mense. Is iets vir my onmoontlik? Ek wil vanoggend vir jou vra, glo jy dat hy die God is van al die mense? En dan wil ek vanoggend vir jou vra, dink jy iets is vir God te onmoontlik?
En as jy vanoggend vir my sê, nee, ek glo met my hele hart dat alles vir God moontlik is, dan wil ek vir jou sê, gee jouself oor. Maak nie saak waar jy is, of jy Ebed-Melek is, en of jy Jeremia is in die put nie, gee jouself oor vir die Here. Los jou eie geregtigheid en vertrou God. Vriende, ek sien hoe Ebed-Melek 'n diensbare hart gehad het, toe hy gekies het om die gemaskerde held te word. Gemaskerde helde het diensbare harte. Dis mense wat sê dat ek vir myself sal weggee, sodat ander kan ontvang, al kry ek niks daaruit nie. Ek lees hierdie week 'n gesegde wat sê, duty makes us do things well, but love makes us do them beautiful. Gaan nie net oor wat ons doen nie, maar ook oor hoe ons te doen. Ebed-Melek kon net 'n tou ingegooi het en gesê het, Jeremia, vat die tou, kom ons trek jou uit. Maar wat doen hy? Hy gaan soek lappe, want hy het geweet hoe stikkend is Jeremia se liggaam. Hy gaan soek lappe, sodat dit sagter sal wees onder sy armholtes, wat al klaar stikkend geskuur is. Ons lees in die vorige hoofstuk van dit wat Jeremia moes deurmaak en hoe gebroken sy liggaam was. Ebed-Melek het dit geweet en hy het dit in ag geneem. Hy het geweet hierdie hongerman wat nie brood gekry het nie, sy liggaam is uitgeteer. En die sagste wat hy kon gee om hom uit te trek, was lappe. Vriende, gemaskerde helde word diensknegte om raak te sien, dieper as net, ek moet jou uit die put uitkry, kom ek gooi 'n tou, maar om te sê, kom ek kry sagte lappe, om die manier hoe ek jou uit jou put uitkry, vir jou sag en beter te maak. Dit gaan nie net daaroor om bo oor iemand te staan en jou hand uit te steek en te sê, kom ek tel jou op nie. Dit gaan daaroor om met tye langs iemand te gaan kniel, jou arm sag onder hulle in te druk, en dan saam met hulle op te staan, totdat hulle op hulle voete is, en tot eer van God 'n loflied kan sing. Vriende, ek het gehoor hoe mense hierdie laaste week moedeloos geword het. Ek het gehoor hoe mense in die seker is nie en vasgeval het in hulle eie putte. En ek wil volgens soos Ebed-Melek oor jou put kom staan, daar waar jy in jou modder sit. En ek wil vir jou sê, vertrou God. Want hy hoor jou roepstem. En is iets vir die Here te onmoontlik? Nee. En hoe gaan die toue lyk wat God na jou toe uitgooi? Ek weet nie, want is nie ek wat dit na jou toe gooi nie, dis God, daarom besluit hy. Al wat ek volgende vir jou wil vra is, as die Here vir jou toue uitgooi, wil jy nie soos Jeremia bereid wees om dit te vat en uit jou put uit te kom nie. En vir elkeen van u wat vandag saam met my bo oor iemand anders se put staan, ek wil jou uitdaag eintlik en vra, vat jou masker, sit hom op. Kom ek en jy gaan wees die gemaskerde helde, sodat ons name nie later geëer en geroem sal word nie, maar sodat God geken sal word. Vriende, miskien het jy nooit Ebed-Melek se naam eers geken nie. Maar ek is seker dat sy naam nuwe hoop wil bring. En dat die Here my en jou roep om hierdie gemaskerde helde te wees, wat mense van hopelose plekke na plekke toe bring waar daar hoop is. Van plekke waar hulle sommer net sonder moed sit, moedeloos in sak en as, na plekke waar hulle bemoedig word. Mense wat rou in plekke sal wees waar hulle kan sing, God het my trane gesien en hy het dit afgevee, hy het dit in sy boek opgeteken, soos Psalm 56 sê. Mag ek en jy, of ons nou in ons put is, tussen die ruïnes staan, waar ons ook al in ons lewe mag wees op hierdie stadium,
Mag ons maskers opsit, die gemaskerde helde word, wat lappe uitgooi, sodat God mense kan red. Amen. Here, ons het nie die antwoorde op alles wat in ons land en in ons wêreld gebeur nie. En Here, ons sien hoe mense in putte beland, en hoe daar net soos in Jeremia nie brood is vir hulle om te eet nie. En Here, ons weet nie hoe om dit alles te beantwoord nie. Ons weet nie om die besighede te help wat besig is om onder te gaan nie. Here, ons weet nie. Maar die een ding wat ons wel weet is, dat U die Here is van alle mense. En dat niks vir U onmoontlik is nie. Daarom wil ek vandag my hand na U toe uithou en sê, Here, maak van my 'n gemaskerde held. Iemand wat sal raak sien as mense in hulle put is en wat van myself sal gee om hulle daar uit te kry. Maar gee dan ook vir my 'n dienskneg hart, Here, dat hoe ek dit doen goed en mooi sal wees. Here, dankie dat Ebed-Melek nie net die slaaf van die koning was nie, maar dat hy eintlik die slaaf was van die almagtige koning wat op die troon sit. Die dienskneg wat eintlik geskep is om Jeremia ook uit sy put te red. Here, ek kom bid vir elkeen wat in 'n put is vanoggend. En die gebed van my hart is, mag U asseblief, Here, U gemaskerde helde gebruik om hulle daar uit te trek. Mag ons hoop gee, Here, want U is ons hoop. Dankie dat ons in die middel van elke krisis kan uitroep, ons koning regeer. Here, mag daar uit elke put 'n halleluja lied opreis. 'n Lied wat sê, in die middel van my storm sal ek oorwinning behaal, want die Here is my Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. In the presence of my enemies, I raise a hallelujah, louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated.
Vriende, as jy vanoggend graag die werk van ons gemeente wil ondersteun deur finansiële bydrae te maak, is jy welkom om dit te doen in ons rekening. Dit is 'n Absa rekening en dis 'n cheque-rekening en dis in die naam van NG Varevuur en die rekeningnommer is 053 058 0032. 053 058 0032. Ek wil dan graag vanoggend die seën oor julle uitspreek, soos wat ons dit hoor in Numeri hoofstuk 6. So jy is welkom om jou hande uit te hou, om die seën vanoggend dan ook te ontvang. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.